Ons lees uit Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Johannes 14 noem sommige van Jesus se laaste leringe voor sy kruisiging. Die disippels was ontsteld en verward. Hulle het alles agtergelaat om Jesus te volg, en nou sê hy vir hulle dat hy weggaan. Vrees, onsekerheid en hartseer het hulle harte gevul. Maar te midde van daardie onsekerheid het Jesus vir hulle 'n wonderlike belofte gegee. Hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Hierdie belofte was nie net vir die disippels nie. Dis ook vir elke gelowige vandag. Jesus het ons nie alleen deur die lewe laat worstel nie. Hy het die Heilige Gees gestuur, ons raadgewer, helper, trooster en gids. Die woord vertaal as voorspraak kan ook helper, advokaat of iemand wat langs 'n ander kom beteken. Jesus het vir sy volgelinge gesê, ek mag fisies weggaan, maar julle sal nie verlaat word nie. Iemand gaan elke dag saam met jou stap. Wat 'n troostvolle gedagte. As Christene is ons nooit werklik alleen nie. Die Heilige Gees woon in elke gelowige. Die lewe kan moeilik wees. Ons ervaar teleurstelling, verlies, siekte, finansiële druk en gebroke verhoudings. Daar is oomblikke wanneer ons oorweldig voel en wonder hoe ons gaan voortgaan. Die Heilige Gees kom saam met ons in daardie oomblikke. Hy herinner ons daaraan dat God ons nie vergeet het nie. Hy troos ons harte en gee ons vrede wat omstandighede nie kan verklaar nie. Baie gelowiges kan getuig dat hulle gedurende hul donkerste ure 'n onverklaarbare vrede ervaar. Daardie vrede is dikwels die bediening van die Heilige Gees, wat ons herinner dat God steeds in beheer is. Ons lewe in 'n wêreld vol keuses en afleiding. Elke dag staan ons voor besluite wat ons gesinne, loopbane, bedieninge en geestelike lewens raak. Die Heilige Gees help ons om God se wil te onderskei. Hy praat deur die skrif, oortuiging, gebed en goddelike wysheid. Hy stuur dikwels ons harte na wat reg is en waarsku ons wanneer ons in die verkeerde rigting beweeg. Ongelukkig soek baie Christene oral leiding, behalwe by God. Tog het Jesus vir ons die Heilige Gees gegee, juis omdat ons goddelike leiding nodig het. Wanneer ons tyd in gebed en in God se woord deurbring, word ons meer sensitief vir die Gees se leiding. Een van die belangrikste bedienings van die Heilige Gees is skuldigbevinding. Let wel, skuldigbevinding is nie veroordeling. Veroordeling sê jy is waardeloos en sonder hoop. Skuldigbevinding sê jy het gesondig, maar kom terug na God. Die Heilige Gees wys liefdevol op areas van ons lewens wat regstelling nodig het. Dan bloot trots, bitterheid, onvergifnis en ongehoorsaamheid. Nie om ons te skaam nie, maar om ons te transformeer. Sonder die Heilige Gees is ons maklik van God wegtrek. Sy oortuiging trek ons steeds nader na die Vader. Wanneer ons Christene word, vergewe God ons nie net nie. Hy begin ons verander. Die Heilige Gees werk binne ons om Christusagtige karakter te produseer. Met verloop van tyd word ons meer liefdevol, geduldig, vriendelik, saggaar en getrou. Hierdie transformasie gebeur nie oornag nie. Dit is 'n lewenslange proses. Baie van ons kan terugkyk en sien hoe God ons houdings, prioriteite en begeertes oor die jare verander. Die krediet behoort nie aan ons eie pogings nie. Dit behoort aan die Heilige Gees wat binne in ons werk. Die bewys van die Gees se teenwoordigheid is nie net emosionele ervarings, maar 'n lewe wat toenemend deur Jesus Christus gevorm is. God roep ons nooit om hom in ons eie krag te dien. Die Heilige Gees gee ons die krag om te getuig, te dien, beproewings te deurstaan en getrou te bly. Die disippels wat eens bang was, het dapper verkondigings van die evangelie gehoor. Dit nadat hulle
die Heilige Gees ontvang. Dieselfde Gees bemagtig steeds gelowiges vandag. Hy gee moed wanneer ons bang is, krag wanneer ons swak is, en deursettingsvermoë wanneer ons voel ons wil opgee. Miskien lê die mooiste deel van Jesus se belofte in die woorde om vir altyd by julle te wees. Menslike verhoudings kan verander. Vriende mag dalk gaan, omstandighede kan verander. Selfs ons eie emosies kan wissel. Maar die Heilige Gees bly vir altyd by God se kinders. Daar is nooit 'n oomblik wanneer hy ons verlaat nie. Of ons nou op 'n bergtop van vreugde is, of in 'n vallei van lyding. Hy is teenwoordig. Jesus het geweet dat sy volgelinge uitdagings in die wêreld in die gesig sou staan. Daarom het hy hulle en ons die gawe van die Heilige Gees gegee. Die Heilige Gees troos ons in hartseer, lei ons in onsekerheid, oortuig ons wanneer ons afdwaal, verander ons na Christus se beeld, bemagtig ons tot diens en bly vir altyd by ons. Vandag moet ons hierdie kosbare geskenk nie ignoreer. Laat ons na sy stem luister, sy leiding volg en op sy krag staat maak. As gelowiges stap ons nie alleen deur die lewe nie. Die Gees van God loop elke tree van die pad saam met ons. Amen.